Baie goeiemôre aan almal van u, ook aan die mense wat nou na die voorsang ingekom het. Ons heet u almal welkom in die huis van die Here. En ons is hier vanoggend, ons gaan aan met die preekreeks waarmee ons besig is uit Jesaja 53. Dit is vanoggend die laaste Sondag van Lydenstyd. Komende Vrydag, as dit die Here wil is, as dit die Here se wil is, dan is dit Goeie Vrydag. Dan gaan ons Paasfees vier. En daarom in 'n sekere sin kyk ons vanoggend vooruit na dit en jy sal ook sien dat die liturgie daarby aanpas. Ons begin vanoggend hierdie erediens in die naam van Jesus Christus met sy woorde. Die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here, die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen. Kom ons antwoord nou op die seën van die Here. Die Here groet ons, hy seën ons en ons het dan die voorreg om daarop te antwoord deur hom te loof. En ons doen dit met gesang 185. Loof die Here, dis volbring, die worsteling in bange duister, die sonheid van die hemeltrans, die kruis omglans met nuwe luister. Dit is volbring, volmaak volbring, Christus oorwin die dood volkome, halleluja, dit is volbring, Gods goedheid vloei in volle strome. Kom ons sing gesang 185 vers 1 en 2. Nooi ek u nou uit om saam met my te blaai na Eksodus hoofstuk 20. Het is wonderlik om die Here te loof, maar as ons na die Here toe kom en ons staan in sy teenwoordigheid, dan moet ons ook hoor wat hy van ons verwag, wat sy wet is vir ons lewens, hoe hy wil hê dat ons moet optree.
En vir dit blaai ons nou na Eksodus hoofstuk 20, en ek gaan vir ons vanoggend lees van vers 1 tot vers 21. Ons gaan 'n bietjie verder lees as wat ons gewoonlik lees met die 10 gebooie, want ons gaan ook lees, wat is die reaksie van die volk, as hulle God se stem direk uit die hemel uit hoor, hulle hoor wat hy vir hulle sê, hulle hoor wat hy van hulle verwag, wat is hulle reaksie, en daaruit moet ons ook iets sien van wat ons reaksie behoort te wees. En ons gaan sien, hulle reaksie is om dadelik vir 'n middelaar te vra, iemand om tussen hulle en God te staan, en na die middelaar is op die ou end Jesus Christus, ons Here, wat sy lewe gegee het as 'n losprys vir baie. Nou kom ons lees Eksodus hoofstuk 20, ons lees daar van vers 1 af. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie yderlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam yderlik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. So het die volk dan op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die wolke donkerheid, waar God was. Ons lees so ver. Kom ons bely nou ons skuld voor die Here. Ons gaan dit sittende doen. Ons gaan saam sing uit Psalm 38, en ons sing daarvan vers 1, 3 en 17. Psalm 38, vers 1, 3 en 17 sing ons sittende saam.
hoe wonderlik is dit nie dat ons vanoggend nie net die wet van die Here mag hoor nie, maar ook van sy genade mag hoor. En daardie genade is dat God se woord in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, vergifnis en versoening verkondig aan elkeen wat met 'n ware geloof sy toevlug neem tot Jesus Christus as enigste verlosser en saligmaker. Maar in hulle wat in hulle sondes volhard, verkondig God se woord ook sy oordeel. Ons mag lees in ons teksvers van môre: weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Dit is die genade van die Here wat hy oor elkeen van ons uitspreek. Amen. Ons gaan dan ons geloof vir die Here bely en ek vra dat u daarvoor staan. Dan bely ons geloof met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, die 12 artikels, en ons nooi elkeen van u wat daarmee gemaklik is om die woorde hardop saam te sê. So bely ons geloof in die drie-enige God met hierdie woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sit dan ons geloofsbelijdenis voort deur Psalm 124 te sing. Psalm 124 en nou sing ons vers 1, 2, 3 en 4. In hierdie psalm sing ons van die vryheid wat die Here vir ons gegee het. Hy maak ons vry, hy red ons van die strikke waarin ons vasgesit het. En daarom mag ons saam met hierdie psalm juig vanoggend dat hy ons soos 'n voël weer vrygemaak het. Psalm 124 vers 1, 2, 3 en 4. Daarna kan u weer u plekke inneem.
klink al baie goed. Ons sal daardie Psalm nog mooi leer sing. Kom ons blaai nou in ons Bybels na Jesaja hoofstuk 53. U weet sekerlik al teen hierdie tyd dat ons in lydenstyd deur Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 12 werk. Eintlik lydenstyd en Paasfees saam. So die hele lydenstyd het ons nou hier gebring tot by Jesaja 53 vers 11 waarby ons vanoggend gaan stil staan en dan as die Here wil komende Vrydag op Goeie Vrydag, ons nooi almal hartlik daarin uit. Kom gerus 8:00 die oggend het ons Paasdiens hier. Ons gaan ook nagmaal vier, so as u graag wil saam nagmaal gebruik en jy is nie 'n lidmaat nie, onthou asseblief om aansoek te doen. Maar ons gaan vandag dan die laaste voorbereidingsdiens vir die viering van die Paasfees hê en ons gaan stil staan spesifiek by Jesaja 53 vers 11. Nou, ons gaan lees Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 11. Ons gaan die hele deel lees tot by die vers waarby ons vandag gaan stil staan. Dit is amper nie nodig om te sê vir ons nie, maar hierdie beskrywing hier gaan natuurlik oor Jesus Christus. Daar is natuurlik as jy in Israel kom en jy praat met die Jode, hulle sal dit ontken, hulle sal sê, die gaan nie oor Jesus Christus nie, op een of ander manier gaan dit oor die volk Israel, wat van hulle eie lyding moes hoor. Maar dis nie waar dit gaan nie, en 'n mens kan dit baie duidelik sien as jy die res van die Bybel lees nie. Kom by die Nuwe Testament, in Handelinge 8, en ook in 1 Petrus 2 word daar na Jesaja 53 verwys, en word van toepassing gemaak op Jesus Christus. En buitendien, hoe is dit moontlik vir die volk om vir hulle eie sondes te betaal, soos wat ons hier hoor van die lydende knegt van die Here. Hierdie praat nie van die volk Israel nie, dit praat baie duidelik van die Here Jesus Christus. Nou kom ons lees die woord van die Here, Jesaja 52 vers 13. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie, so sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat. 'n Man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Ons lees so ver. Net weer vers 11, weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Dit is die woord van die Here. Ek vra dat die broeders staan en dan bid ons saam.
O genadige God, drie-enige genadige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat U vir ons U wet gee om ons van ons sondes bewus te maak, om waarop opregte berou in ons harte op te wek. Maar o, dankie Here dat U dan ook vir ons die vryspraak ter wille van Jesus Christus gee. Dankie dat ons mag hoor dat die woord van God in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees U vergifnis verkondig aan elkeen wat glo in hierdie lydende knegg. Die een wat homself as 'n skuldoffer aangebied het, die een wat deur sy lyding versadig geword het, die een wat regverdig is en tog sy lewe gegee het om baie ander regverdig te maak, die een wat gekom het om ons skuld te dra. O Here Jesus, ons prys U en ons dankie vanoggend. Dankie dat ons komende Vrydag, as dit U wil is, mag Paasfees vier. Dankie dat ons mag terugkyk na daardie dag, waar die son duister geword het, waar U gehang het aan die kruis, waar U uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Dankie dat ons daardeur mag weet, ons sal nooit in daardie posisie wees nie. U het die straf gedra, volkome gedra, dit is volbring, volmaak, volbring. En ons mag hier staan vanoggend, as mense wat bedek is in U bloed, wat skoon gewas is, deur dit wat U vir ons kom doen het. Ons dank U, o Here, ons kan U nie genoeg hiervoor dank nie, ons prys U, en ons gebed is dat U ons net sal help, elke dag en elke jaar, soos wat ons besig is om te groei in ons verhouding met U, help ons, o Here, om ons sondes beter te besef, dit voor U te bely, dit neer te lê, ons rug daarop te draai, ons daarvan te bekeer, en in U te glo as die enigste een wat ons daarvan kan red. En gee tog ook vanoggend, soos ons hier stil staan by hierdie pragtige profesie, gee tog dan dat ons elkeen vanoggend opnuut weer in verwondering voor die Here Jesus Christus kan kom staan. Help ons dat ons lewens sal verander, dat ons vandag, elke Sondag, weg sal gaan uit U huis as mense wat aangespreek is deur U woord, wat weet wat ons in die week moet doen, wat weet hoe ons lewens veronderstel is om te verander. Vergewe ons, daar waar ons nog steeds volhard in sonde, kom ons tegemoet deur U genade, in Jesus naam, Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, ek wil vanoggend begin met 'n vraag. Leef jy 'n vervulde lewe? Leef jy 'n vervulde lewe? Ons wêreld praat baie oor vervulling. Dit is een van die gunsteling onderwerpe van sosiale media gurus en van selfaangestelde selfhelp spesialiste. Almal praat daaroor. Dit is so 'n gonswoord wat jy oral vandag sal sien en oral vandag sal hoor. Leef jy 'n vervulde lewe? Een van die foute wat baie mense maak, is om te dink dat vervulling en vreugde, want vreugde en vervulling gaan baie nou hand in hand, en ons gaan dit ook in die preek vandag sien, maar een van die foute wat baie mense maak, is om te dink dat vervulling en vreugde van buite afkom. As my uiterlike omstandighede verbeter, dink ons baie keer, dan gaan ek gelukkig wees, dan gaan ek vreugdevol wees, dan gaan ek 'n vervulde lewe hê. As ek 'n beter werk het, as ek dalk gaan vir nog 'n sarsie plastiese chirurgie, of as die brandstofprys net nie weer wil opgaan nie, maar net 'n bietjie wil afkom, of as die politiek in die land verbeter, of die ekonomie wil verbeter, of as ek 'n mooier huis kan koop, of as ek meer geld in die bank het, of as my enigiets in my uiterlike omstandighede kan verbeter, dan sal ek gelukkig wees, dan sal ek 'n vervulde lewe hê. Maar vanoggend wil ek vir u die volgende vraag vra. Is dit moontlik vir iemand om uiterlik die slegste lewe denkbaar te hê en tog vervulling daarin te vind? Is dit moontlik vir iemand om die grootste denkbare lyding te ondergaan en tog te sê, ek het hierin versadig geword?
En die antwoord is ja. Die antwoord is die Here Jesus Christus, en dit is wat ons in hierdie pragtige vers, Jesaja 53 vers 11 moet sien. Hierdie vers sê vir ons, die Here Jesus is deur sy lyding vervul, versadig, is die spesifieke woord wat daar gebruik word. En ons gaan daarby stil staan vandag. Die tema is, Jesus het vervulling in sy lyding gevind. Ons gaan stil staan by 3 punte. Eerstens, omdat hy deur sy lyding homself verheerlik. Tweedens, omdat hy deur sy lyding ons regverdig maak. En dan derdens, omdat hy deur sy lyding vir ons 'n voorbeeld stel. Nou kom ons kyk na die eerste punt. Die Here Jesus het vervulling in sy lyding gevind, omdat hy deur sy lyding homself verheerlik. En ons moet dit daar sien in die eerste deel van vers 11. As u die Bybel naby het, lees gerus saam. Ons lees daar in die eerste deel van vers 11, weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Dit praat natuurlik van Jesus Christus. Dit sê hy gaan sy lyding sien en hy gaan versadig word. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Nou jy kan die Hebreëse woord vir versadig daar ook vertaal as vervul. Dit is nie asof jy dit op een of ander manier hoef te vertaal nie. Vervul is ook 'n geldige vertaling en daaruit kom ons tema vir die preek vanoggend. Die Here Jesus het vervulling in sy lyding gevind. En stop net vir 'n oomblik daar. Is dit nie iets wat jou eintlik moet skok nie? Hoe vreemd is dit nie, dat iemand sulke lyding kan deurgaan en hy sê ek vind daarin vervulling. Dis baie vreemd, dit is vir ons heeltemal 'n vreemde konsep. Ons is so gewoond daaraan om te sê, dat as dit sleg gaan met my, as dit uiterlik sleg gaan, as ek ly, as ek vervolg word, as daar op een of ander manier 'n beproewing in my lewe kom, al is dit nog nie eens naaste by so erg soos dit wat Jesus ondergaan het nie, dan begin ons sê, ag, nou is dit sleg. Nou het ek nie meer 'n vervulde lewe nie, nou het ek nie meer 'n gelukkige lewe nie. En daarom moet ons vanoggend net vra, hoe op aarde is dit moontlik vir die Here Jesus Christus om vervulling in sy lyding te vind? Hoe? Om hierdie vraag te antwoord, moet ek eers 'n storie vertel. 'n Ware verhaal. Ons moet eers so 'n oomblik 'n tree terugvat. In die jaar 1947 was daar 'n klompie Bedouiniese herders wat gaan skuilings soek het in 'n paar grotte in Israel. Hierdie grotte staan bekend as die Qumran grotte en meer as 1000 jaar gelede, 1900 jaar gelede, was daar 'n gemeenskap Jode, die Qumran Jode, wat daar in die grotte gebly het, en hulle het 'n klomp manuskripte daar in die grotte weggesteek. En dan, 1900 jaar later, is hierdie Bedouiniese herders in die grotte en hulle ontdek die manuskripte wat so lank gelede daar weggesteek was. En oor die loop van die volgende paar jaar sou argeoloë verskeie grotte ontdek en in die grotte verskeie opgrawings doen en hulle het baie manuskripte wat geweldig oud is daar gevind. Een van hierdie manuskripte staan bekend as die magnifieke Jesaja manuskrip. In Engels is dit the Great Isaiah Scroll. En in hierdie manuskrip van Jesaja, dit is die oudste kopie van die boek Jesaja wat ons het, in hierdie manuskrip van Jesaja wat jy kan sien in een van die museums in Israel, as jy vandag soontoe wou gaan, in hierdie manuskrip is daar een enkele ekstra woordjie in ons vers 11. Dit sê, weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy die lig sien en versadig word. En daar begin jy om 'n antwoord te kry. Nou jy sal sien as jy na ander vertalings gaan kyk, dalk na die 1983 vertaling of die 2020 vertaling. Die 1983 vertaling het die woordjie lig in, omdat dit kom uit daardie ou manuskrip, en die 2020 vertaling sit vir jou 'n voetnota in om te verduidelik van die manuskrip in die Qumran grotte. Maar hoe dit ook al sê, as ons dit so vertaal, weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy die lig sien en versadig word, dan kan ons agterkom waaroor hierdie gaan. Die Here Jesus vind vervulling in sy lyding. Waarom? Want hy sien die lig. Hy weet daar kom 'n lig aan die einde van die duisternis. Daar is hoop, hy sal nie vir altyd ly nie. Daar is 'n einde daaraan en daardeur kan ons sien waarom hy vervulling daarin gevind het. Hy vind vervulling daarin want hy weet na sy dood kom die opstanding. Hy weet na sy menswording kom die hemelvaart. Na die lyding kom die verheerliking. Na die vernedering kom die verhoging. En ons sien dieselfde gedagte ook in die Nuwe Testament. In Hebreërs 12 vers 2 wat vir ons sê dat Jesus vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Hoor mooi. Jesaja 53 sê, hy het vervulling in sy lyding gevind. Hebreërs 12 vers 2 sê, vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die kruis verdra.
Ons dink nie so daaraan nie. Ons dink baie keer net dat Jesus net hartseer was oor sy lyding en ja, dit was afskuwelik, ja, dit was vreeslik, dit was pynvol, dit was erg. Maar die Bybel sê hy het vreugde daarin gevind. Hy het vervulling daarin gevind. Dit het hom versadig gemaak. Waarom? Hebreërs 12 vers 2 gee vir ons die antwoord. Vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die kruis verdra, die skande verag en aan die regterkant van die troon van God gaan sit. Vir die heerlikheid wat hy ontvang het met sy hemelvaart. En besef ons dit, geliefdes, besef jy dit, dat die heerlikheid wat Jesus Christus deur sy opstanding en deur sy hemelvaart ontvang het, so groot is, dat hy daarvoor gesterf het. Besef jy dat dit is hoe heerlik, dit is hoe wonderlik, dit is hoe groot ons koning is, die een wat ons vanoggend kom ontmoet. So groot dat hy bereid was om vir daardie verheerliking te sterf, die lyding van die kruis te ondergaan. En sien, as jy dit begin besef, dan sien jy waaroor hierdie punt gaan. Die Here Jesus vind vervulling in sy lyding, want daardeur verheerlik hy homself. Nou as jy aan hom nou dink, jy dink aan sy lyding, dan kyk jy na jou lewe en jy sien jou lyding, is dit nie so dat 'n mens net 'n bietjie beter begin verstaan hoe ons deur ons eie lyding ook steeds vreugde kan vind nie. Ek kyk na Jesus, ek kyk na myself en ek sien, hy het vervulling in sy lyding gevind, want hy het geweet wat daarna kom. Kan ek dan nie na my lewe kyk en ook vervulling in my lyding vind, want ek weet wat daarna sal kom. Onthou, ons sal ook eendag dieselfde lig sien. Ons sal ook uit die dood uit opgewek word. Ons sal ook met Jesus Christus in die hemel verenig word. Ons sal ook daar wees. Ons sal ook sy lig sal op ons skyn. Ons sal dieselfde heerlikheid ontvang. Ons sal deelneem aan daardie hemelse heerlikheid en vreugde. Nou leef ons in die duisternis, maar ons kan reeds aan die einde van die tonnel die lig sien opgaan. En kan ons dan nie ook hoop vind vir ons lyding, vir ons hartseer uitdagende omstandighede nie? Richard Wurmbrand is 'n man wat omtrent 80 jaar gelede geleef het. Hy het 'n bekende boekie geskryf, Gemartel vir Christus. Hy het geleef in Roemenië en in daardie tyd is Roemenië deur die Sowjetunie ingeval. En die kommuniste het dit onwettig gemaak om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. En Richard Wurmbrand het gesê nee, hy het aangehou om die evangelie van Jesus te verkondig. En as gevolg van sy gehoorsaamheid aan Christus is hy deur die kommuniste gemartel. Hy skryf in sy boekie, hy maak die volgende interessante opmerking. Hy sê dat hy in sy lewe 'n ware vreugdevolle Christene nog net op 3 plekke gevind het. In die Bybel, in die ondergrondse kerk en in die tronk. Nou dit beteken nie dat ons nie ware vreugde kan hê as ons nie in die tronk is nie. Ons kan hier sien, ons kan ware vreugde hê, maar ons moet besef dat alhoewel ons baie keer dink dat my vreugde en my vervulling in my lewe, my vervulling in die Here, my gelukkigheid, my vreugde, ons dink baie keer dit is afhanklik van my uiterlike omstandighede en lyding is iets wat dit gaan wegvat, moet ons sien uit die voorbeeld van Jesus Christus dat God baie keer lyding en vervolging gebruik om vir ons ware vreugde te gee. Net soos Jesus vreugde gehad het in sy lyding, kan ek vreugde hê in my lyding. Net soos hy vervulling gevind het in sy lyding, kan ek vervulling vind in my lyding. Baie keer is dit nie die ding wat vreugde uit jou lewe kom wegvat nie, maar juist die weg waardeur God ware vreugde in jou lewe inbring. En dit is die eerste punt wat ons hier moet sien. Jesus Christus het vervulling in sy lyding gevind, want deur sy lyding het hy homself verheerlik. En bring ons dan by die tweede punt. Deur sy lyding maak hy ons regverdig. En ons sien dit ook daar in vers 11. Die res van die vers sê, deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Dis die tweede punt wat ons hier by stil staan. Hierdie twee gedagtes in die vers is aan mekaar gekoppel. Jesus vind vervulling in sy lyding, is wat die eerste deel sê, en die tweede deel sluit daarbey aan, dit sê, hy vind vervulling onder andere, want hy maak mense regverdig. Hy het gekom om ons regverdig te maak, en daarom vind hy ook vreugde en vervulling in dit wat hy kom doen het. Deur sy lyding maak Jesus ons regverdig. Dis die tweede punt. Nou regverdig is 'n woord wat ons baie keer gebruik sonder om noodwendig te weet presies wat dit bedoel. As ons gou 'n toets kan doen,
Jy hoef nie hardop te antwoord nie, jy hoef ook nie jou hand op te steek of enige iets nie. Maar terwyl jy so sit, in jou eie woorde, in jou eie gedagtes, verduidelik gou vir jouself, wat is die verskil tussen regverdigheid en heiligheid in 10 sekondes? Wat is die verskil tussen regverdigheid en heiligheid? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ek sal nie vra dat u hand opsteek as u dit kon regkry nie. Maar baie kere dan gebruik ons hierdie woorde en ons dink ons verstaan wat dit bedoel, maar as 'n mens so in die kolle gesit word en jy moet dit definieer, dan is dit nie so maklik as wat ons dink nie. Nou goed, net om die vraag te antwoord, regverdigheid gaan daaroor dat ons doen wat God wil hê ons moet doen, en heiligheid gaan daaroor dat ons onsself afsonder vir die Here. Dit is baie nou aan mekaar verbind, daar's baie oorvleueling, maar tog is daar verskillende beklemtonings. Nou om terug te kom na die punt, wat beteken dit dan dat Jesus ons regverdig kom maak? Dit beteken, hy kom maak van ons die tipe mense wat God se goedkeuring wegdra. God kyk na ons en hy is tevrede. God kyk na ons en hy is gelukkig. God kyk na ons en 'n mens kan amper sê, hy kyk na ons en hy glimlag. Hy is tevrede, hy is gelukkig met die tipe mense wat ons is. Nie omdat ons uit onsself sulke tipe mense is nie. Ons uit onsself is onregverdig. Ons doen nie die dinge wat God wil hê ons moet doen nie. Ons doen sonde, ons oortree sy wet. Dit is wie ons uit onsself is. Maar terwille van Jesus Christus wat ons bedek in sy bloed, Jesus Christus die regverdige, en as God na ons kyk, al wat hy sien is Jesus Christus se regverdigheid. Terwille van hom word ons regverdig, dra ons God se goedkeuring weg. En ons teks gee eintlik vir ons 'n goeie beeld om dit te verstaan. Die laaste deel van vers 11 sê, hy sal hulle skuld dra. Ons sonde, ons onregverdigheid is soos 'n groot klomp skuld wat ons het. Dink aan iemand wat dalk 'n baie groot lening op sy huis het. Dink aan iemand wat dalk 'n hele klomp kredietkaartskuld het, of iemand wat dalk baie studieskuld het, wat dit voel soos 'n swaar las op jou rug wat jou in die grond wil laat insak. Dit is wie ons van nature is. Ons is sondaars en ons skuld. Deur ons sonde maak ons dag na dag en week na week en jaar na jaar ons sonde net groter en groter en ons skuld by God groter en groter. Maar Jesus Christus is die een wat ryk is aan regverdigheid. Ons teks noem hom die regverdige. Dit beteken hy dra God se goedkeuring weg. Hy het die dinge gedoen wat God wil hê hy moet doen. Hy het perfek gelewe. En hy kom dan en hy skeld ons skuld kwyt. Hy bedek dit alles met sy bloed. Deur sy rykdom, deur sy ryke regverdigheid, kom hy en hy vat al daardie skuld weg. Maar wat is ons probleem? Baie kere, dan is ons eintlik te trots om van daardie aanbod gebruik te maak. Is dit nie waar nie? Om 'n voorbeeld te gebruik, kom ons sê jy staan in die supermark, in die ry by die til waar jy nou moet betaal. Jy begin om al die inkopies uit die waandjie uit te laai en die tilbeampte begin om dit in te skandeer. En dan sien jy die bedrag en jy besef jy het nie genoeg geld om te betaal nie. Wat doen jy? Kom ons sê nou iemand agter jou, wat agter jou in die ry staan, gee vir jou sy kaart en hy sê ek sal betaal. Wat doen jy nou? Vat eerder die tomatiesous en gaan sit dit terug op die rak. Laat die kredietkaart eerder in die rooi ingaan. Nee meneer, baie dankie maar nee. Baie kere, en dit is nie noodwendig sleg nie, maar ons is baie keer te trots. Ons sal nie van so 'n aanbod gebruik maak nie, is nie noodwendig verkeerd nie. Ons wil ook ons eie probleme oplos, nie op ander mense se goedhartigheid staat maak nie. Maar wat as ons so begin maak wanneer ons voor Jesus Christus staan? Ek staan voor die troon van God. En my skuld is te groot, ek kan nie die prys betaal nie. En Jesus is daar, en hy sê, ek sal betaal, en wat sê ek? Nee dankie, ek sal eerder self probeer. Is dit nie baie keer ook ons ingesteldheid, ons intuïsie, ons is te trots, ons is te verneder, ons is te skaam, ons sê nee, ek wil eerder self probeer om hier 'n plan te maak. En wat moet ons doen? As jy dit nog nooit in jou lewe gedoen het nie, geliefde, terwyl jy hier sit in die kerk vanoggend,
Jy hoef nie as jou oë toe te maak nie, maar praat met God en sê vir hom, Here, ek is 'n sondaar, ek kan nie my skuld betaal nie. Ek is onregverdig, maar gee vir my tog van die regverdigheid van Jesus Christus. Vat hierdie skuld weg. Dit, geliefdes, is die enigste uitweg. Moenie te trots wees nie. Moenie sê ek gaan self 'n oplossing vind nie. Jy kan nie. En ons teks sê, hy het sy lewe gegee as 'n losprys vir baie. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak. Baie, maar nie almal nie. Is jy een van daardie baie? Daar is net een weg. Bely jou skuld. En dan weet jy dit is God die Heilige Gees wat daai in jou gedoen het. Dit is God wat jou uitverkies het voor die grondlegging van die aarde, maar jy kom nou deur die werking van die Heilige Gees, jy bely jou skuld, jy neem jou toevlug tot Jesus Christus alleen en dan mag jy weet, God sal jou skuld kwytskeld. En dit is die tweede punt wat ons hier moet sien. Die woord van die Here kom konfronteer ons met ons eie onregverdigheid, maar dit kom troos ons ook met die wonderlike regverdigheid van Jesus Christus waardeur hy al ons skuld dra. Die derde punt, deur sy lyding stel Jesus vir ons 'n voorbeeld. En hierdie punt kan 'n mens ook hier uit die teks sien, veral as jy verstaan wat die omstandighede van die volk Israel in daardie tyd was. Ek hoef dit amper nie eers vir u te sê nie, maar die volk Israel daardie tyd het baie swaar gekry. Hulle het baie lyding deurgaan en hulle het geweet wat dit is om swaar te kry en wat dit is om te ly. Hulle was bekommerd oor baie groter dinge as die brandstofprys wat komende Woensdag gaan opgaan. Oor baie groter probleme het hulle gehad. Hulle was op die punt om in ballingskap weggevoer te word. Jy en jou vrou en jou kinders word in slawerny verkoop. Dit is hoe erg die omstandighede was waarin hulle tans geleef het. God kom in die boek Jesaja en hy stuur vir Jesaja sy profeet om aan die volk die boodskap te bring en te sê, julle het nou lank genoeg 'n waarskuwing gehad, julle het nie bekeer nie, ek gaan julle nou in ballingskap wegvoer en ja, ek sal daarna weer verlossing skenk, maar julle moet dit nou weet, julle gaan in ballingskap weggevoer word. Jy kan jouself indink hoe die mense daar gevoel het, of stel jouself voor een van die Israeliete wat nou reeds in ballingskap weggevoer is, hy lees hierdie profesie terwyl hy in ballingskap sit, wat gaan in jou gedagtes aan? Wel, een van die dinge wat 'n mens sou doen, is jy sou die lyding van hierdie knegg met jou eie lyding vergelyk. Jy sou hoor, hier kom 'n Messias, hier kom iemand en hy gaan ly, en dan dink ek, maar ek ly nou, en wat kan ek daaruit leer? Wat kan ek leer oor die manier hoe hy gelei het in my lyding hier in die Here? En wat sou jy dan geleer het? Jy sou geleer het, wel, hy vind vervulling in sy lyding, kan ek nie daardeur leer dat dit vir my ook moontlik is om vervulling in my lyding te vind nie. Of jy nou 'n Israeliet is wat in daardie tyd geleef het, en of jy nou 'n Afrikaner is wat leef in die jaar 2026, dit is een van die vrae wat ons moet vra. U weet van die swaar kry in u lewens, u weet van die duisternis, u weet van al die uitdagings, u weet van al die beproewings. Maar as Jesus Christus vervulling in sy lyding kon vind, sy lyding wat soveel erger was, hoekom kan ons nie ook vervulling in ons lyding vind nie? Sien, ons maak baie keer die fout, ek het dit nou al genoem, ons maak baie keer die fout om te dink dat ons vervulling en ons vreugde van buite afkom. As ons eksterne omstandighede verbeter, dan gaan ons gelukkig wees, dan gaan ons vreugdevol wees, dan sal ons vervulde lewens hê. Maar wat sê die woord van die Here vir ons? Die woord van die Here sê nee, want Jesus kon 'n vervulde lewe leef, al het hy ook gesterf, al het dit so sleg met hom gegaan. Nog steeds kon hy vreugde hê. En ons sê baie keer, wel, ek is bereid om my lewe vir God op te offer. Maar is jy bereid om jou Sondagoggende vir hom op te offer? Vir jou Saterdagaande? Is jy bereid om jou Saterdagaande vir hom op te offer? Is jy dalk bereid om jou vakansiehuis vir hom op te offer? Is jy bereid om jou mooi kar vir hom op te offer? Sien, ons sit vas in die materialisme van die weste, geliefdes. Satan gebruik hierdie kultuur van ons, die kultuur wat sê, dit gaan goed met my as ek meer dinge het. En Satan gebruik dit om vir ons te sê, as ek dan my dinge begin verloor, dan moet ek ongelukkig wees, dan kan ek nie meer vreugde hê nie, dan op een of ander manier kan ek nie meer 'n vervulde lewe leef nie. Nou natuurlik, ons moet God dank wanneer hy ons seën, wanneer hy ons uiterlik seën ook, ons dank hom daarvoor, ons prys hom daarvoor, en ons is ook altyd dankbaar vir, ons kan nog steeds vervulde, gelukkige lewens leef, selfs al gaan dit goed met ons, maar, wanneer dit tyd word om harde klippe te kou, moet dit nie met 'n dik klip doen nie. As die brandstofprys styg, juig. As die ekonomie agteruit gaan, prys God nog harder, want
Ons kan weet dat hy lyding ook in ons lewens stuur om daardeur vir ons ware vreugde en ware vervulling te vind, net soos met Jesus Christus. Ons voorouers het dit baie beter besef as ons. Ons voorouers het goed begryp dat 'n mens vreugdevol kan leef, selfs al moes jy opofferings maak. Een van die volksmoeders van die Afrikaners was die weduwee van Piet Retief. En 2 jaar na haar man vermoor is, skryf sy 'n brief uit Natal uit vir haar broer wat in die Kaapkolonie leef, om te vertel hoe dit nou met haar en haar kinders gaan. En ek gaan vir u 'n deel uit hierdie brief lees. In die brief skryf sy: Geliefde broeder, op jou versoek sal ek vir jou skryf hoeveel kinders ek gehad het en hoeveel van hulle nog leef. Van oorlede Jan Greiling, dit was my eerste man, het ek 9 kinders gehad. 3 het as babas gesterf, 6 het groot geword. Van die 6 wat groot geword het, is die volgende dood. Gertruida is dood terwyl sy gekraam het. My tweede dogter Maria is ook dood aan hartkloppings. En my seun Jan is deur die swartes vermoor. Hy en sy oorlede pa, Jan Greiling, my man, is vermoor en ons moes hul liggame vir die diere los. Hier het ek my dappere man Retief en my jongste seun Pieter Retief saam met my oudste seun Abraham Greiling verloor. Ons moes hul liggame ook aan die diere gee as gevolg van die wrede Dingaan. Liewe broeder, my rampe is byna te swaar om vir jou daarvan behoorlik melding te maak. Jy kan jouself indink, ek moes 2 mans en 3 kinders laat gaan sonder om vir hulle 'n graf te grawe. Van Piet Retief se kinders is ook 2 as babas dood. Van Jan Greiling se kinders het ek nog 2 oor, Piet en Barend. Van Retief het ek nog vir Jacobus Franswa oor, maar sy vrou en kinders is ook dood. Ek het ook vir Deborah Jacoba, maar haar man en kinders is ook dood. Ek het dan ook vir Magdalena Margareta, maar haar kinders is ook dood. Nou het ek van al 15 my kinders net 5 oor. Hier skryf hierdie weduwee wat vir ons almal 'n volksmoeder is. Sy skryf van al die kinders, al die geliefdes wat sy verloor het. Maar sy het daardie brief begin met die volgende woorde. Sy het geskryf: Dit gaan met ons nog goed, bo ons verwagting en bo ons verdienste. Ten spyte van alles is sy nie besig om te kla nie. Ten spyte van alles kan sy steeds sê, dit gaan met ons goed, bo ons verwagting en bo ons verdienste. En geliefdes in die Here Jesus Christus, as jy na sy lyding kyk, dan kan jy dit ook sê. Al gaan dit ook hoe sleg met jou uiterlik, jy kan vreugde en vervulling in Jesus Christus vind. Waarom? Want ons sien deur sy lyding, dat daar aan die einde van die duisternis ook lig is. Dis die eerste punt. En ons sien ook deur sy lyding, dat hy gekom het om ons regverdig te maak. Dis die tweede punt. En ons sien ook deur sy lyding, dat hy gekom het om vir ons 'n voorbeeld te stel, van wat ons met ons lyding moet doen. En daarom, geliefdes, die boodskap vanoggend is, gaan kyk na jou lewe, gaan kyk na jou lyding, en kyk op watter manier wil God hê dat jy daardeur ware vervulling en vreugde vind. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemele is. Aan U kom al ons lof en eer en ons verheerliking, ons lofliedere en ons prysing, al ons gebede is aan U gerig en ons kan nie anders as om net U te kom verheerlik nie. U is die een wat U seun in hierdie wêreld gestuur het om te kom sterf, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En daardie seun is hier gebore uit die maagd Maria. En hy het geleef, hy het gelei deur sy hele lewe hier op aarde. Soos hy self gesê het, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie.
En wat 'n voorreg is dit om ook te hoor dat hy dit op die ou end kom doen het. Die goeie herder het sy lewe afgelê vir die skape. Hy het gesterf aan die kruis. Sy bloed is gestort as 'n losprys vir baie. Ook vir ons. En daarvoor prys ons die Here. Ons het baie moeilike omstandighede soms. U weet dit beter as ons nog. U ken al die uitdagings. U weet hoe besigheidsmanne bekommerd is oor die ekonomie en bekommerd is oor die brandstofpryse. Dit het 'n effek op ons almal. En u weet van persoonlike lyding wat daar ook in ons lewens is. Geliefdes wat sterf. Baie ander uitdagende omstandighede wat ons ook deurgaan. Maar ons bid dat u ons sal help om die voorbeeld van Jesus Christus te volg. Soos wat hy gesien het dat lyding die weg is waardeur u heerlikheid vir hom gebring het, help ons om dit ook raak te sien dat u ook in ons lewens heerlikheid langs die weg van lyding kan bring. Dat ons vervulling in ons lyding kan vind. Vergewe ons daar waar ons dink dat vreugde en gelukkigheid en vervulling afhanklik is van ons uiterlike omstandighede, van die dinge wat ons het, ons besittings, die geld in die bank en soveel ander dinge. Help ons om te besef dat ons vreugde en ons gelukkigheid en ons vervulling in u alleen gevestig is. Nou gaan dit ook hoe sleg hier op aarde. Ons kan ook sê, dit gaan met ons goed, bo ons verwagting en bo ons verdienste. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ons gaan nou gesang 317 sing. Gesang 317. En ons sing daarvan vers 1 en vers 2, gesang 317 vers 1 en 2 en daarna kan u bly staan vir die seën. Die drie-enige God stuur ons nou weg om te gaan leef onder sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.